Goeiemôre. Ek lees graag vir julle ons oggendgebed. Almagtige Vader, in wie alleen die onrus van ons hart tot rus kan kom. Openbaar Uself aan ons in hierdie oomblik van aanbidding, sodat ons aangeraak en versterk deur die Gees, U mag dien in stil wees en vertroue. Almighty God, in whom alone our hearts find rest and peace, unveil Yourself to us in this time of worship, that being purged and strengthened by Your Holy Spirit, we may serve You in quietness and confidence. Die kers wat ons vanoggend aangesteek het, is vir ons 'n herinnering van God se teenwoordigheid by ons. Ek het 'n keer 'n gedig geskryf wat sê: U wat die weerstand van die nag verbreek en uit die donker vir ons 'n toekoms skep, seën ons vandag met U lig. Mag dit ook ons gebed volgend wees. Goeiemôre en baie welkom. Ek wou sommer net sê, met vlak 2 inperkings is ons ook beperk hier, so ons kan ongelukkig net 'n klein groepie mense wees wat hier bymekaar kom in die oggende. So baie welkom aan jou, maar ook welkom aan almal wat aanlyn kyk. Julle is welkom in hierdie ruimte. Vir die afgelope paar weke het ons saam gedink oor die natuur en hoe die natuur vir ons boodskappers is van waar ons is in ons lewe. En dat die natuur soms vir ons 'n boodskapper is van oorgange in ons lewe, van verandering, van nuwe goed wat begin, van goed wat dalk moet doodgaan sodat iets nuuts kan groei. En ek het gedink aan vanoggend, daar's 'n tyd in die dag, nie almal van ons staan vroeg op nie. Maar as jy doen, weet jy daar's 'n tyd in die dag, net voor die son opkom. As die lig net so oor die berge begin uitskyn, waar daar die stilte is. Die antieke mense het gepraat van 'n heilige stilte. En dat hierdie heilige stilte ons uitnooi om in te tree in 'n nuwe dag. En stilte vir die antieke mense was nog altyd daai plek waar jy jouself ontmoet. Daai plek waar jy God ontmoet. Daai plek waar jy diep in jouself inkyk en jouself sien vir wie jy is. Waar jy perspektief kry op jou lewe en waar jy vir 'n paar oomblikke voor die dag begin van buite af inkyk en waar jy hierdie uitnodiging om in te tree in 'n nuwe dag, waar jy dit opneem. So ek wil vir jou uitnooi om vanoggend saam met my vir 'n paar oomblikke hierdie heilige stilte in te tree. Dalk is dit die eerste tyd hierdie week waar jy die geleentheid het om alles wat jy in jou gedagtes het, dit wat gebeur het, die mense wat jou dagboek volmaak, jou week wat dalk swaar op jou gerus het, vir 'n paar oomblikke dit eenkant toe te skuif. En om in hierdie oomblik hierdie heilige stilte te ontvang. So ek wil jou uitnooi om as jy wil jou oë toe te maak, enigiets wat jy op jou skoot het, sommer langs jou neer te sit. En jouself die geleentheid te gee om vir 'n paar oomblikke net bloot te sit in die stilte. En dit te ontvang as heilige stilte. En te weet dat die Here jou nou ontmoet
in hierdie plek en in hierdie tyd, dat die Here jou moet daar waar jy is. As jy vir die volgende oomblik in die paar oomblikke van stilte sit, ontvang die geskenk om in die teenwoordigheid van die Here tot rus te kom. Amen. Ons het 'n teksgedeelte wat ek saam met julle wil lees volgend. Dit is 'n storie uit die boek van Handelinge. En jy is welkom om saam met te lees. Anders sal ek dit sommer vir julle voorlees. Ons teks kom uit Handelinge 6 van vers 1 af. En in daardie tyd, toe die gelowiges nog steeds meer geword het daar teen die Hebreëus sprekendes klagtes gekom van die Grieks sprekendes, dat hulle weduwees in die daaglikse versorging afgeskeep word. En die 12 disippels roep toe al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle: dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Nou, broers, soek 7 mans onder julle uit, wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord kan bly gee. En die voorstel het by al die gelowiges byval gevind, en hulle het Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees, en verder vir Filippus en Prochorus en Nikanor en Timon en Parmenas en Nikolaus, wat van Antiochië afkomstig was en van tevore uit die heidendom tot die Jodendom oorgekom het. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring en die het hulle vir hulle gebid en in die hande opgelê. En die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem. Selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Sien die interessante storie wat Lukas vertel van die heel eerste groot bekleierery in die kerk, meer as 2000 jaar gelede. Die storie wat ons gelees het, interessant genoeg, dit is die hoogtepunt van die gemeente van Jerusalem se storie, se geskiedenis. En kort net na hierdie gebeurtenis sou die kerk in Jerusalem vervolg word en die meeste van die lidmate in hierdie gemeente sou dan versprei word oor die res van die wêreld. So hierdie is amper al vir die laaste keer wat hulle weer bymekaar was as 'n gemeente. En as jy die storie begin lees, dan kom jy agter die gemeente in Jerusalem het baie groot geword en daar was 'n sterk gevoel van mededeelsaamheid. Vroeër in die boek praat hulle van dat hulle besittings gedeel het met klomp verskillende mense, en dan sê Lukas, elkeen volgens hulle behoefte. En toe het die probleem opgekom. Die Grieks sprekende gelowiges, daai weduwees, het gekla dat hulle anders hanteer word, dat hulle afgeskeep word, dat hulle nie gelyk hanteer word as
die Joodse weduwees nie. En toe het hulle hierdie probleem. Het is interessant dat daar was nogal 'n verskil gewees tussen hierdie twee groepe. Die Grieks sprekende gelowiges was meestal buitelandse Jode. So hulle het van buite af gekom en hulle het kom aftree in Jerusalem. So dit was vreemdelinge gewees. Hulle het nog steeds Grieks gepraat. Daar was selfs sinagoges gewees wat plek gemaak het vir hierdie Griekse gelowiges. En die Hebreeus sprekende gelowiges in hierdie storie was die inheemse Jode. Hulle was die Jode wat gebore was in Jerusalem, wat gekom het van die area af. En natuurlik, jy kan jouself indink, het die Jode natuurlik eerste gesorg vir hulle eie weduwees, eerder as die vreemdes, die weduwees wat van buite af gekom het. En die Grieks sprekende weduwees het gevoel hulle word afgeskeep. Daar word nie na hulle gekyk nie. So het klink 'n bietjie soos 'n storm in 'n teekoppie. Maar wat interessant is dat hierdie gedagte om weduwees te versorg was 'n ou gedagte gewees. Jy kan selfs lees in die Bybel van die begin af. Het die Here gewreeld vir die mense gesê, julle moet kyk na die weeskinders en na die weduwees. Dis amper asof dit 'n refrein was deur die hele Bybel lank. Weduwees in die antieke tyd was daai groep mense gewees wat heel aan die onderkant van die rangorde was. Weduwees was die mense wat glad nie uit hulle eie uit 'n inkomste kon kry nie. Hulle was totaal uitgelewer aan hulle families en aan die gemeenskappe wat daar was. Daar was 'n gebruik gewees dat op die Vrydag voor die Sabbat kon die arme mense na die tempels toe gaan in die sinagoges en na ryk mense toe gaan en by hulle gaan kos kry. En die gebruik was dat die arme mense ekstra kos kon vat sodat die arme mense dit vir die weduwees kan gee. Dis hoe laag in die rangorde weduwees was in die antieke tyd. En omdat daar in hierdie tyd onderdrukking was deur die Jode, die Christene uitgestoot het uit hulle gemeenskap uit, kon die Christelike groep, hierdie klomp gelowiges, kon nie meer van daai diens gebruik maak nie. Hulle kon nie meer gaan kos kry nie. So hulle moes dit tussen hulle onder hulle self doen. So die buitelandse Griekse weduwees was nou uitgelewer aan die manier hoe die Joodse gelowiges die kos versprei het. En dit is waaroor hierdie storie gaan. En jy kan aflei dat hierdie daaglikse versorging waarvan Lukas praat, het hoofsaaklik gekom van die ryk mense af, van die ryk gelowiges. Dis hulle wat die kos gehad het. So hulle het dan die weduwees versorg. En hierdie woord versorging, as jy dit vertaal, dan beteken dit eintlik die bediening van die tafels. Dit is 'n ander manier om te sê dat as jy mense versorg, dan is jy 'n bedienaar van die tafel waarby mense kan kom aansit. En so die gemeente maak toe nou 'n plan. Hulle almal kom bymekaar, sê Lukas, en die apostels, die disippels sê, julle moet kies, of ons is bedienaars van die tafels, of ons is bedienaars van die woord. Ons kan nie albei doen nie. En die gemeente besluit toe, dat hulle 7 mense gaan kies, uit hulle gemeenskap uit, wat moet kyk na die weduwees. En as jy die name lees, Lukas skryf elke naam neer, van hulle wat moes kyk. Die rede was, dat almal van hulle, wat gekies het Griekse name gehad, was die buitelanders gewees, die mense wat nie gekom het van Jerusalem af nie. Die gemeente kies dan hierdie buitelanders, wat moes kyk, na die Joodse weduwees, en na die Griekse weduwees. En die probleem was toe opgelos. En Lukas vertel dan hoe die gemeente dan gegroei het, en meer geword het. Maar wat interessant is dat as Lukas die storie vertel van die kerk, dan vertel hy hierdie storie oor hierdie bekleierery, oor weduwees en kos. En die rede was dat dit was net na hierdie gebeurtenis waar die evangelie begin versprei het
buitekant Jerusalem, in Samaria en die res van Afrika en Europa. Dit is asof Paulus die storie vertel en wou sê dat hierdie ding moes die kerk leer voordat hulle enige ander grens moes oorsteek. En dit was om uit te reik na mense wat anders praat as jy, wat anders lyk as jy. Dit is asof Lukas wil sê, hierdie was die draaipunt, hierdie was die hekkie waaroor die kerk moes gaan. Amper asof Lukas wou sê, julle kan nie die evangelie oor die volgende grens neem, as julle nie leer hoe om die grens oor te steek wat daar tussen julle is nie. Die grense tussen Hebreëse taal, die mense wat verskillende tale praat, die Hebreëssprekendes en die Grieksprekendes. En dan baie spesifiek, die versorging van die weduwees. Want ek dink die punt wat Lukas wou maak, is dat hierdie ding wat die kerk moes leer, hoe om 'n bedienaar van die tafel te word, hoe om mense te versorg, is baie meer net om seker te maak, die weduwees het kos. Om 'n bedienaar van die tafel te wees, het Lukas sê, is om brûe te bou na mense toe, is om brugbouers te word. Want as jy brûe bou na ander mense toe, dis dan wanneer ons mekaar in die oë kan kyk, en wanneer ek jou kan sien as 'n mens, met 'n storie, en wanneer ek jou storie kan vashou, solank as wat dit neem, vir my om jou menslikheid te sien, jou menslikheid te vier, en jou menslikheid te waardeer. Dit is 'n moeilike ding om te doen. Dit is moeilik om verby ons eie behoeftes, en ons eie wêreld, en ons eie selfgerigtheid te kyk, en dan moet te maak, om brûe te bou na mense, wat anders is as ons, in ons groep, in ons taal. Maar daar's 'n vrou wat my die les geleer het, wat my gehelp het om te sien hoe dit lyk as jy grense aan die ander kant van ons menswees bou. En dit was Fatima Abrams. Fatima bly in Mitchells Plain, en Fatima het hierdie ding vir my gewys, hoe dit lyk in regte lewe. En waar baie studente in restaurante gewerk het ek gekies om in my laaste jaar op universiteit vir die internasionale kantoor te werk by Stellenbosch. Eintlik wat ek moes gedoen het, is ek moes buitelandse studente rondry van een plek na 'n ander plek toe. En hoe het gewerk het, is so vir 'n paar maande van die jaar, het 'n klompie Amerikaanse studente Stellenbosch toe gekom, en dan het hulle by klein opkomende besighede gaan werk, vir 'n paar maande, so vir 3-4 maande, en hulle tyd opgegee en gratis gaan help met, hoe lyk dit as jy boeke moet doen, en hoe lyk bemarking, en daai tipe ding, hoe om 'n besigheid te hardloop. En Fatima was een van hierdie besighede gewees. En sy het 'n kopieerwinkel gehardloop uit haar sitkamer uit. Sy het 2 printers gehad, en so het sy haar gesin aan die lewe gehou. En almal het geweet waar Fatima bly, sy het so 'n helder pink voordeur gehad. So as jy verby haar huis ry, dan weet jy presies, dit is waar jy kopieerwerke gaan doen. En my werk was om op Vrydagoggende hierdie klomp studente na Fatima toe te neem, en Vrydagmiddag 5:00 weer te gaan optel. En die betrokke Vrydag was die heel laaste dag wat hulle by Fatima spandeer het. Hulle sou weer die Maandag teruggevlieg het Amerika toe. En ek onthou, dit was die tyd van die jaar gewoonlik, so Junie, was so 'n koue reënerige Vrydagmiddag gewees. En al wat ek wou doen, is ek wou net vir die studente gaan optel, dat hulle in die kar klim, dat hulle kan gaan aflaai, en dat ek my naweek kan begin. En die Vrydag was hulle laat gewees. Het was so 4:15 gewees. Ek het geïrriteerd geraak, en op die stadium gaan die pink voordeur toe oop, en daar staan Fatima, en sy roep my in. Ek sê vir haar, nee, dit is als reg, ek gaan nie nou inkom, ek wag in die kar, hulle moet gou maak, ek wil by die huis kom. En sy sê, nee, jy moet inkom, ek het biryani gemaak.
Maar hoe sê jy nou nee vir biryani? Toe ek in die huis instap, daar sit die 15 studente in Fatima se sitkamer tussen die twee printers. Sommige op die banke en ander op die vloer, elke met 'n glasie Coke in die hand. En Fatima het vir 'n paar oomblikke verdwyn en toe sy weer terugkom, bring sy hierdie groot wit erdebak. En sy kom sit dit so op die tafel in die middel van hulle almal. En sy sê biryani. It's my grandmother's recipe. Come eat and thank you for everything. En vir die res van daai Vrydagmiddag het ons klomp in Fatima se huis gekuier terwyl dit buitekant gereën het. En die studente het stories vertel van mekaar van wat hierdie afgelope maande vir hulle beteken het. En hulle het vertel van wat hulle geleer het en hoe hulle dit nooit sal vergeet nie. En hulle sê dit vir haar hoe hulle vir haar nooit sal vergeet nie. Vir haar en haar besigheid. En wat met my gebeur het in daai oomblik is dat Fatima het vir my gewys hoe lyk die bediening van die tafels waarvan Lukas in die eerste kerk van gepraat het. Sy het vir my gewys hoe dit lyk as jy brûe bou na mense toe, waar vreemdelinge dan vriende raak en waar Coke en biryani nagmaal word. So mag jy, waar ook al jy gaan in die week, mag jy diep bewus raak van die grense waaroor jy moet gaan. Mag jy braaf wees, soos die eerste kerk, soos Fatima, om 'n bedienaar van die tafel te word. Mag jy 'n brugbouer wees, en mag jy 'n versorger wees van mense. Wat die gelowiges van die begin af het gereeld vir mekaar gesê, dat daar waar daar liefde is, daar waar daar deernis is, daar's God. Daar waar ons brûe bou na mense wat anders as ons is, daar waar ons mense versorg, daar waar ons 'n tafel dek, of mense kom sê, kom sit. Dis daar waar daar liefde is, dis deernis, dis waar God is. Ons gaan vanoggend die nagmaal saam gebruik. As jy behoefte het vanoggend om dit te ontvang, dan wil ons mekaar uitnooi om dit te kom kry. Tannie Jetty het die tafel voorberei, hier voor, of daarso. En as jy die wyn proe en die brood eet, herinner jou aan hierdie eerste storie van die kerk. Herinner jou aan die brugbouers, aan die bedienaars van die tafel. En herinner jou aan die woorde wat die eerste gelowiges mekaar gereeld aan herinner het. En dit is dat daar waar ook al liefde is, en daar waar ook al deernis is, daar's God. Ons gaan so 'n paar oomblikke soms so in stilte sit, waar jy bewus word van wat jy gehoor het. Ons gaan luister na Franse musiek van 'n vrou wat sing, God beskerm ons waar ons gaan. God beskerm ons wat ook al met ons gebeur. En op jou tyd is jy dan welkom om die tekens te kom ontvang.
Aan die begin van ons saamwees het ons kers aangesteek om ons te herinner dat die Here by ons is. Aan die einde van ons saamwees blaas ons altyd hierdie kers uit, nie as mense wat glo dat die duisternis oorwin het nie, maar as mense wat glo die son is besig om uit te kom. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Vader, die liefde van sy Seun en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees, en waar ook al jy gaan, by jou bly. Amen. Mag het vir julle 'n mooi week wees, 'n goeie week en ook 'n gesonde week. Ons sien julle volgende week. Totsiens.